Daar is baie keer 'n paar skrifte in die Bybel wat dinge vir jou 'n bietjie moeilik maak as 'n Christen. Maar die seëninge wat in daai tekste na vore kom is so wonderlik. En vanoggend in my stilte tyd het ek nou heel toevallig weer op een van daai skrifte afgekom. En ek sê vir die vrou, dit is nie my gunsteling skrif nie, dit was nie 'n lekker stilte tyd nie, want ek was regtig aangespreek. Romeine 8 vers 20 tot 30. Want die skepping is aan die nietigheid onderworpe, nie gewillig nie, maar deur hom wat dit onderwerp het. Nou ek noem nou maar die ou preekie, ek weet nie hoe lank hy gaan wees, ek hoop nie hy gaan te lank wees nie. Maar die seëning van die versigtiging van die skepping, ek sal die titel 'n bietjie korter maak. Maar as jy kyk wat hy sê in vers 20, Romeine 8, want die skepping is aan die nietigheid onderworpe. Dit beteken gewoon dat hierdie skepping, hierdie aarde, hierdie wêreld waarin ons leef en die ideologie van hierdie wêreld is aan nietigheid onderwerp. Dit beteken dis verganklik, dis vergaanbaar, dit gaan tot op 'n einde kom, dit is temporaal, dit is nie ewig nie. En ons almal weet dit. Maar nou kom die geskokte deelte uit, wat hy hierso sê. Hy sê, want die skepping is aan die nietigheid onderworpe, nie gewillig nie, maar deur hom wat dit onderwerp het. Nou hierdie aarde waarin ons lewe, en hierdie wêreld waarin ons lewe, is nie 'n gemaklike plek vir die Christen. En toe ek vanoggend met Vader praat, het ek vir hom gesê, Vader, ons Christene bid so gereeld, ag Vader, kom haal ons tog net uit hierdie wêreld uit. Net nou die dag, gister sê ek vir die vrou, ag as die Here tog nou maar net wil kom, en ons kom haal, dat ons uit hierdie wêreld kan uitwees. En dit is 'n versigtiging, wat veronderstel is om te wees in elke hart van elke gelowige. Met hierdie bly vooruitsig dat Christus gaan kom, en Christus gaan ons kom haal, en Christus gaan ons wegruk die ewigheid in saam met hom. Dis 'n vertroue wat in elke Christen moet wees. Maar die nadeel van dit is, ons is in hierdie wêreld. Ons is in hierdie aarde. En solank as wat ons in hierdie aarde is, en solank as wat ons in hierdie wêreld is ons onderwerp aan hierdie vernietiging van die wêreld. Hierdie nietigheid van die wêreld. As ons kyk na die vloede, en ons kyk na die droogtes, en ons kyk na die aardbewings, ons kyk na die orkane, ons kyk na die vulkane, ons sien dat stukke aarde besig is om ingesluk te word deur die see, ons sien die uitroei van spesies, ons sien die uitroei van plante. Ons kyk na renosterstroping, olifantstroping, leeu's wat 'n bedreigde spesies is, wit haie wat 'n bedreigde spesies is. Dan kyk ons om nie eers te praat van die wokeness en die LGBTQRS en wat se goeters ook al, wat nog steeds in hierdie wêreld is, wat vir ons Christene dit absoluut ondraaglik maak. Daar is soveel boosheid in die wêreld. Dit is mense wat tariewe teen ander lande instel, en dan is dit 'n reperkussie van tariewe. Daar is regtig waar 'n onrustigheid in hierdie skepping. Daar is 'n skepping wat smag na iets om te gebeur, en die Bybel is duidelik daaraan. Hy sê hierdie aarde is onderwerp aan nietigheid. Nou ek gaan nie nou aktiveer oor global warming en daai tipe goeters nie, maar weet jy wat sê hy? Hy sê, maar hierdie skepping is nie gewilliglik onderwerp aan hierdie nietigheid nie. Hy sê, maar deur hom wat dit onderwerp het. Dit is God homself wat hierdie aarde aan nietigheid onderwerp het. Dit is God homself
wat hierdie aarde bestem het om vernietigend te wees en om vernietig te word. En dat ons Christene in die midde van dit alles is. Ons wil so graag al hierdie dinge wat besig is om te gebeur in die wêreld blameer op die duiwel en sê dit is Satan wat al hierdie konflikte veroorsaak. Dit is Satan wat al hierdie natuurrampe veroorsaak. En soos Kenneth Copeland, kwansys die COVID bestraf het, het meer mense begin doodgaan van die COVID in elk geval. Hoekom? Want dit is nie in die mag van die mense om die nietigheid van hierdie wêreld te stop nie. Hierdie wêreld gaan bly vernietig word totdat God sy nuwe hemel en sy nuwe aarde vestig op hierdie planeet. So hierdie planeet gaan nie vergaan nie. Hierdie planeet gaan nie ontplof of wegraak nie, maar dit gaan vernietig word. Dit wat op dit is. En dit wat besig is om te gebeur, is nie global warming nie. Dit is nie sataniese werksamehede wat besig om te gebeur nie. Dit is kontraste wat God in hierdie skepping ingebou het. Kyk hierso, die Bybel sê, op die 7de dag het God gerus van al sy werke, en in Hebreërs sê hy het gerus van al sy werke. Maar dan sê hy het ook Christus Jesus ons Sabbatsrus gemaak, en dat ons in hierdie rus van Christus moet ingaan, maar jy sal waaragtig nie in hierdie rus ingaan, as Christus nie jou lewe is nie. As Christus nie in jou lewe nie, en as Christus nie jou lewe is nie, is daar geen manier wat jy ooit tot 'n berusting kan kom in hierdie wêreld nie. Want hierdie nietigheid van die wêreld is kontraste wat God ingestel het. Hy het hierdie kontraste ingestel, en dit wat besig is om te gebeur, is die vervulling van profesie. En dis nie dat ek nou teruggaan na die profete en teruggaan op my vorige boodskap nie, maar is alles wat God vooraf geprofeteer het, wat besig is om nou plaas te vind. Maar dit gee nog nie vir jou die reg om na die profete te gaan en woorde en antwoorde te kry nie. Dit gee vir jou die mandaat om na Christus in te trek wat in jou is. Dit gee vir jou die mandaat om te onttrek na hierdie Christus wat in jou is. Elke kontras in hierdie wêreld, het sy 'n vulkaan, orkaan, tsunami, vure, oorlogvoering, wat ook al, siektes, peste, nou is dit die maatsel epidemie, en dit is die aappokke, en dit was COVID gewees, en voëlgriep, en varkgriep, en al hierdie ander siektes wat onder die hoenders is, en al daai tipe goeders. Satan het niks daarmee te doen nie. Dit is alles kontraste, stryde en beproewinge en situasies wat deur God ingestel is. God het dit so bepaal dat ons in hierdie vieslike, verganklike lewe en paradigma moet wees, sodat ons op hom kan begin vertrou. Vir elke stryd en elke beproewing, vir elke situasie en elke omstandigheid wat besig is om jou te breek en plaasvind, dat dit vir jou voel die hele wêreld is besig om te implode in homself in, dat die hele wêreld is besig om jou vernietig te word, dit is die reine waarheid. Dit is hoekom God die skepping aan die nietigheid onderwerp het. Want hierdie nietigheid wat God in hierdie skepping ingeplaas het, is 'n wekroep van God om te keer na die realiteit, om te draai in die realiteit van sy genade in, en dit is die Christus in jou. Jy sien al hierdie kontraste wat die Here ingestel het, al hierdie situasies en omstandighede waarin jy jou as 'n Christen bevind. Kom ek sê vir jou, as jy vir my sê, nee, maar jy het geen probleem in jou lewe nie, gaan ek sê, dan dien jy nie dieselfde Christus as wat ek en my vrou dien nie. Want die oomblik wat jy in die waaragtigheid van Christus inkom en in die realiteit van Christus inkom, raak jy in konflik met hierdie wêreld.
en kom hierdie wêreld in 'n daadwerklike konflik met jou in. Hoekom? Want Christus opneer hierdie wêreld 100%. Die Christus wat in jou lewe en die Christus wat in my lewe, die Christus wat in ons lewe is en die Christus wat ons lewe is altyd in konflik met hierdie wêreld. Jy kan maar gaan kyk na die LGBTQ beweging. Hoe hulle teen Christendom uitvaar, maar dan praat hulle ook van verdraagsaamheid, maar hulle het 'n ontsaglike hart teenoor Christene wat die waarheid van God se woord proklameer. Jy kan praat teen hierdie mense wat die ideologie het van die Big Bang Theory en evolusie leer, wat ook al begin uitgeleef raak, want hulle begin al hoe meer dinge ontdek wat vir hulle misterieus is, wat hulle nog nooit geweet het nie. Maar wat sê die Here? Hy gaan nog dinge aan ons openbaar wat moet kom in verband met hierdie skepping. Ons weet nog net so bietjie, want weet jy, hoe meer dinge die mens ontdek, hoe meer vernietigend word die mens. Ek is baie lief daarvoor en ek sê vir my vrou ook altyd, as ek my lewe kon oor hê, sou ek nie 'n predikant wou wees nie. Ek sou 'n antropoloog wou kon wees. 'n Antropoloog wat al die stamme van die wêreld, veral die wat in die oerwoude bly, te kon bestudeer, hulle tradisies en hulle gebruike te kon bestudeer, hulle geloofsbeskouinge te kon studeer. Want dit is vir my baie interessant dat die sogenaamde ontwikkeling van die mens en die sogenaamde verwestering van die mens begin negatief inwerk teen die mense wat in die oerwoude is, en dit wys vir jou hoe vernietigend die siel en die gedagtegang en die werking van die mense is. Nou kry jy Amazoniane wat in 'n pragtige vrye lewe, wat wonderlik kon jag en in hulle eie reg het hulle die skepping onderhou en die skepping bewaar, maar nou kom verwestering in en hulle word klere gegee en daar word gebou, die vrouens word swanger gemaak deur westerlinge, hulle loop met babatjies, basterbabatjies op die heupe, hulle het nie kos nie, hulle het nie water nie, hulle het niks nie, alles word vernietig, die bome word vernietig, afgebrand, gesaag, beeste word daarin gejaag, want die mens is vernietigend. Maar dit is ook 'n kontras wat deur God ingebou is. Want sodra die mens sonder Christus in hom sy hand aan enigiets in hierdie wêreld slaan, kom daar vernietiging en afbreeking in. Want dit is 'n kontras en 'n uitbreiding van die nietigheid wat God in die skepping gebou het. Want hoekom is dit so? Wat sê Jesus? Hy sê die vyand kom om te vernietig, te moor en uit te roei. Maar ek het gekom dat julle lewe kan hê en dit in oorvloed. Johannes 10 vers 10. Jy sien die mens sonder Christus. Oral waar die mense onder Christus sy hand aanslaan, daar kom vernietiging en verweer ingepas, want die gees wat in daardie kinders van ongehoorsaamheid werk, daardie gees van die kinders van toorn is vernietigend, want die gees wat in hulle werk is vernietigend, maar die wonderlike ding is wat hierdie teks vir ons sê, dat hierdie nietigheid wat deur God in die skepping ingebou is God aan die werk en God geheel en al beheer van hierdie boosheid wat plaasvind in hierdie wêreld. Hierdie boosheid wat God in die wêreld ingebou het, kom net tot op 'n sekere punt, dan gaan God sê tot hier toe en nie verder nie. Jy sien hierdie kontraste wat in hierdie skepping ingebou is, waarmee ons Christene elke dag van aangesig tot aangesig kom. Dit is kontraste wat God ingestel het, dat ons kan weet, dat ons lewe nie vanuit hierdie lewe van hierdie skepping, hierdie lewe van hierdie wêreld, ons lewe nie uit die ideologieë en die leringe en die teologie van hierdie wêreld nie. Ons leef nie vanuit die paradigma van hierdie wêreld uit nie.
Ons leef nie vanuit die verstands- en die denkvermoë van hierdie wêreld uit nie. Ons lewe vanuit Christus. Want ons lewe is in Christus, verborge in God. En daarom plaas die Here en het hy nietigheid in die skepping ingeplaas. Om vir ons te wys dat die lewe wat in hierdie skepping is vernietigend. Dat daar is net een werklike lewe vir die gelowige en dit is Christus in jou. Hoe meer konflik en situasies jy om jou sien, hoe meer is dit veronderstel om jou te herinner dat jou lewensbron is Christus in jou. Jou lewensbron is vanuit hierdie Christus in die hemel wat in jou lewe, die opgestaande Christus, dat jou bron is nie van hierdie wêreld nie. Dis 'n moeilike saak om te begryp en ek het vanoggend by Vader gesê, Vader, dit is so moeilik om in hierdie wêreld te wees met al sy situasies en omstandighede. Maar ek dank U dat dit is wat ons forceer om net op God te vertrou. Waar kan ons as Christene andersins heen vlug as die skeur in die rots, Jesus Christus? Waar kan ons elders gaan skuil behalwe in die opgestaande lewe van Christus? Waar kan ons gaan vir beskerming behalwe in hierdie Christus wat ons met God versoen het en ons in God gaan plaas het? Hou op om te bid teen hierdie omstandighede en hierdie situasies in die wêreld en begin bid dat Vader God in die kennis en in die openbaring van Christus Jesus vir jou lei deur die invloed en in die inwerking van die Heilige Gees om te kom tot die volle kennis van Christus, dat jy kan sien dat alles in jou lewe, alles in hierdie skepping, alles in hierdie wêreld kom vanuit God uit. Hy het ieder en elke kontras in hierdie wêreld ingebou, van die hoogste oorstromings tot die ergste droogtes. Alles is deur God ingebou in hierdie skepping. Want hy sê 'n bietjie verder, ons gaan later daarby uitkom, want dit is God wat vir ons werk na die goeddinke van sy wil. Maar ons gaan later daarby uitkom. So vat jou fokus weg van dit wat in jou gebeur om jou, in jou lewe. En kyk na hom, die Vader God, die Almagtige, wat dit ingestel het, geïnisieer het en ingeskep het en ingeplaas het in hierdie skepping om jou te dwing op jou knieë, om jou te dwing in die lewe van Christus in, dat jy kan weet, ek kan net op hierdie lewe van Christus in my vertrou. En dan jy probeer onttrek van hierdie wêreld en sy omstandighede. Waarna toe gaan jy onttrek? Jy kan jouself gaan toesluit in 'n klooster. Jy gaan nog steeds met al hierdie situasies te doen kry. Die enigste plek waartoe en waarin jy kan onttrek, is om jou in hierdie Christus in jou af te sonder. En hierdie Christus in jou te soek. Te bid vir sy openbaring van sy lewe in jou as jou lewe. Want dit is hoekom Vader kontraste in hierdie skepping ingeplaas het. Dat jy geforseer word as 'n kind van die Here om nie na Jesus van Nasaret te gegaan met tekens en wonderwerke om uit hierdie situasies uit te lig nie. Dit was nooit God se doel gewees en God se plan gewees om jou uit die situasies uit te lig nie. Maar hy sê in Kolossense en Filippense dat jy bo hierdie situasies in Christus lewe. God, ons Vader, gaan jou nie vanuit hierdie situasies uithaal nie. Hy gaan jou nie vanuit die environment, die omgewing
van hierdie probleme situasies verwyder nie. Hy gaan jou in dit hou. Want slegs in hierdie stryd en in hierdie beproewing kan jy net in Christus in onttrek. Want ek en jy is tot alles in staat deur hierdie Christus wat ons krag gee. Wat sê Jesus vir sy disippels? Hou goeie moed. Ek het die wêreld oorwin. Daar is nie oorwinning wat jy kan bring nie. Jy kan probeer bid vir oorwinning en 'n uitkoms, jy gaan dit nie kry nie. Maar die Christus in jou het klaar die wêreld oorwin. Die Christus in jou het klaar van jou besit geneem. En net hy is waar jou veiligheid en jou rus is. Maar jy moet kom tot daardie kennis van hierdie Christus in jou. Want as jy dit nie doen nie, gaan jy nie oorleef in hierdie wêreld nie. Jy kan slegs oorleef deurdat jy in Christus leef en dat Christus in jou leef. Sterkte vir hierdie wêreld vir jou. En wees bemoedig met hierdie woorde. En julle hoor nie baie keer ek gebruik hierdie woordjie bemoedig nie. Maar vandag wil ek vir julle sê, so half tong in die kies. Wees bemoedig met hierdie woorde. God gaan jou nie uit jou situasies en omstandighede uitred en uitlig nie. Hou goeie moed. Hy gaan Jesus Christus wat in jou lewe aan jou openbaar, mits jy God liefhet. Totsiens.